God boer met genade. Genade wat vrug dra. Dis vanmôre se boodskap van die Here af vir my en vir jou. God boer met genade. Genade wat vrug dra. Ons lees uit Matteus hoofstuk 20, maar die aanloop vir hierdie gedeelte is hoofstuk 19 van Matteus, die storie van die ryk jongman, wat na Jesus toe kom en sê, Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nou moet jy verstaan, ewige lewe beteken nie net lengte van lewe nie, dit beteken kwaliteit van lewe, beteken 'n lewe van betekenis. As ek klaar gelewe is, Here, sou mense nog iets hê om te onthou, iets wat die moeite werd was. Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En dan sê die Here, nadat hy hom goed deurgekyk het, gaan verkoop alles wat jy het, kom volg my. Nie dat eiendom en besittings nou die probleem is nie. Jesus het deur hom gekyk en besef, hierdie man was verknog aan sy besittings. Vir hom het dit om goed gegaan en nie om God nie. Al het hy die woord geken, al het hy probeer om 'n goeie lewe te lei, het hy nie vir God in sy lewe gehad nie. Nou kom Jesus en hy sê, verkoop alles wat jy het. Volg my. Kies God in jou goed nie. En dan loop hy weg baie bedroef, want hy het nie kans gesien vir die prys nie. En nou hier kom die kruks van die saak. Petrus, Grootbek Petrus, staan nou op en sê, terwyl hy alles gehoor het, sê, Here, daai ou het dit nie gedoen nie, maar ons het alles gelos in die gevolg. Wat gaan ons daarvoor kry? Die Engelse uitdrukking is, what's in it for me? Weet jy, en dit is een van die doodsteke van godsdiens ook. Dat ons dink, godsdiens is 'n besigheidstransaksie tussen my en God. So as ek sekere goeders doen, gaan God dan vir my beloon. En as ek 'n opoffering maak, moet ek tog daarom iets daarvoor terugkry. En om die antwoord te gee op daai, what's in it for me, kom Jesus en hy vertel die gelykenis in Matteus hoofstuk 20 vanaf vers 1 van die arbeiders op verskillende ure gehuur. Here, help ons vanoggend dat ons nie met ons ore nie, maar met ons hart sal luister. Dat ons nie woorde sal sien nie, maar die wil van God. Maak ons ontvanklik vir wat U vanmôre vir my wil sê. Amen. Ek lees vir jou. Matteus hoofstuk 20 vanaf vers 1. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd, wat vroeg in die môre uitgegaan het, om arbeiders vir sy wingerd te huur. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het, om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hulle uit om in die wingerd te gaan werk. Hy het hulle gekry by die markplein. By ons deesdae sit die werklooses, want daar's baie van hulle, op die hoek van die strate. Jy sien hulle elke dag. Sit en wag vir wat? Vir iemand om hulle te huur. Want onthou, 'n dagloon beteken, jy kry net genoeg geld om daai dag vir jou kinders en jou familie kos te kan koop. So as jy nie gewerk het nie, is daar nie kos nie. Hulle sit en wag. En dan staan daar, en dis nou vroegoggend, kom sê 6 uur, toe die son opkom, toe is hulle al daar, teen 9 uur, teen 12 uur, en teen 3 uur, doen hy dieselfde ding, en hy stuur mense uit in sy wingerd, om te gaan oes. En dan in vers 6 sê, en omtrent 5 uur die middag, gaan hy uit, en hy kry ander wat nog steeds daar rond staan, en hy sê vir hulle, waarom staan julle heeldag werkloos hier rond? En hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. En toe dit aand word, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle loon, begin by die laastes en eindig by die eerstes. En toe die laastes, wat nog net 1 uur gewerk het, vir geld aanmeld, toe kry hulle die volle dagloon. Toe is die ouens wat van die begin af gewerk het, baie opgewonde, want hulle dog, hoeveel gaan ons nie kry nie? Toe kry hulle ook net die gewone dagloon. En hulle is toe dikbek. Hulle sê vir eienaar, maar dis nie reg nie.
Daai ouetjie het 1 uur gewerk. Ons het die heel dag in die warm son gesoeg en gesweet. Jy kan mos nie vir ons dieselfde betaal nie. En dan antwoord die Here in vers hier in die einde. Hy sê, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. En hier kom die kruks. Ek wil hierdie laaste man dieselfde geld gee as vir jou. Mag ek nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. God boer met genade. Genade wat vrug dra. En hierdie gelykenis is nou die antwoord, het nou vir jou gesê, die antwoord op die ryk jong man wat nie bereid was om die prys te betaal nie. En die disippels wat alles opgeoffer het, nou, jy moet verstaan, hulle het nie baie gehad om op te offer, buitendien nie. Hulle dink, maar hulle gaan eendag voorrang in die hemel hê, op grond van die feit, dat hulle van die begin af by Jesus was. En dan vertel hy die gelykenis. En hier kom 3 goed uit 3 waarhede. Die eerste waarheid is, om deur God raak gesien te word, is reeds genade. Om deur God raak gesien te word. Ek bedoel, jy weet as jy in die straat hier so ry met 'n bakkie, hoe storm die werklose manne op jou af, in die hoop dat een van hulle darm 'n werk gaan kry, en dat jy vir hom gaan raak sien, om vir hom te sê, kom, help dat ek die vuil goed na die ashoop vat. En hier is hier manne wat sit en wag en wag en wag. En die son gaan om. En die dag trek water. En daar's geen geld nie, maar daar's geen werk nie. En dan uiteindelik, 5:00 die middag, net voor hulle gereedskap wil optel en huis toe gaan, kom hy eienaar weer en hy sê, ek sien jou raak. Want hier is die interessante ding. Hy vra vir hulle, maar hoekom sit julle nou 5:00 die middag hier? Toe sê hulle, want niemand het ons nodig nie. Niemand wil ons hê nie. Ag, ek dink so aan die ou by die bad, die verlamde man wat die water geroer het. En Jesus sê vir hom, maar jy lê hier by die water wat geroer word, en julle glo almal dat as die water geroer word, daar magic krag kom, en jy genees sal word, hoekom gaan jy in nie? En dan antwoord hy, want ek het met niemand. Ek het niemand om my in te help nie. Is dit nie verskriklik nie? Ek het niemand nie. Ons gaan net tot daarby terugkom. Maar Jesus sien mense raak in nood. En hierdie gelykenis sê, om deur God raak gesien te word, is genade. Want God boer met genade. Liewe vriend, God sien jou raak. Hy weet wie jy is. Hy weet wat jou behoeftes is. Hy weet wat jou nood is. Hy weet wat jou talent is en wat jou gemaak. Hy sien jou raak. Kom ons jubel vandag oor hierdie wonderlike ding, dat God my raak sien. Dat ek nie, om die Engelse woord te gebruik, 'n nobody is nie. Ek is nie 'n nommertjie ergens op 'n stuk papier nie. Ek is iemand wat God by name ken. Ek het jou by jou naam geroep, sê Jesaja 43. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Dis nommer 1. Nommer 2, om deur God gebruik te word, is genade. Om deur God gebruik te word, is genade. Weet, ek dink nou aan die geval van Stefanus in die Bybel, miskien sê jy dit, sy naam spreek het uit Stefanus, is alles in orde. Hy word geroep om op 'n eensame pad te gaan loop, daar waar hulle nou so beklei. Maar dan kom 'n ou verby op 'n donkiekar. En God sê vir Stefanus, gooi duim, klim by hom op die wa. Want jy moet aan hom die evangelie verkondig. Hy moes 'n lang end in die warm, woestynrige wêreld moes hy reis, om daai ou te gaan voorlê. Hoekom het die Here nie 'n engel gestuur nie? Hoekom het die Here nie met die ou gepraat, wat op pad was Afrika toe, in Jerusalem waar hy gewees het vir 'n fees nie? Hoekom al hierdie
omslagtigheid. Want God gebruik mense. Die engele is op 'n ander plek in die heelal besig met werk wat die Here vir hulle het. Hier op aarde is dit ek en jy. En om deur God raak gesien te word, is die eerste groot wonderwerk. Want dit is genade. Die tweede groot stuk genade is dat God mense gebruik, om deur God gebruik te word. God, Jesus, maak sy koninkryk se groei van my afhanklik. Baie belangrik, hy los my nie alleen nie. Pinkster was nou die dag. Die krag van die Here is tot my en jou beskikking, maar God soek gewillige werkers. Want jy sien, ek is tegelykertyd twee goed. Ek is tegelykertyd die vrug van die wingerd, maar ek is ook in die tweede plek die arbeiders in die wingerd. En om deur God raak gesien te word, is genade, om deur God gebruik te word, is genade. Jy sien, Jesus sê hier in die einde van hierdie gelykenis, ek lees dit weer vir jou. Ek wil vir die laaste ou wat net 1 uur gewerk het, dieselfde gee as vir jou. Ek wil dit doen. Dit is genade. Dit is nie verdienste nie, dit is genade. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? Ek dink so aan die ou by langs Jesus aan die kruis. Wat het hy gedoen? Niks nie. Hy het net die ander gekruisigde man berispe en hom op die genade van God, van Jesus gewerp. Dink aan my as u in u koninkryk kom en die Here sê vir hom, vandag gaan jy saam met my in die paradys wees. God boer met genade. En nou, om aan te sluit by hierdie teksvers, wat van betaling? Gaan ons dan niks daarvoor kry nie. As om deur God raak gesien te word genade is, om deur hom in diens geneem te word genade is, dan is die laaste stukkie genade, om deur God beloon te word, is genade. Dis nie oor ons goedheid nie. Dis nie oor ons opoffering nie. Dis oor sy goedheid. Ek bedoel, dis oor sy opoffering vir jou en vir my, dat ons hier sit, dat ons lewe, dat ons eendag by hom die ewige lewe gaan ervaar, dat ons 'n kwaliteit lewe nou kan lewe. Nie omdat ek dit verdien het nie, want verdienste is ook, in terme van hierdie gelykenis, genade, om deur God beloon te word, is genade. Jy verstaan dit klink eintlik soort van 'n teenspraak, om beloon te word is genade. Maar die belangrike ding is, dis nie omdat ek dit verdien het nie, is omdat hy dit vir my verdien het. Hierdie gelykenis kom na my en jou vandag en sê, God boer met genade. Maar daai genade dra vrug. En daarmee wil ek afsluit. Jy kan nie die genade van God vat sonder dat dit jou verander nie. Sonder dat dit jou in beweging bring nie. Sonder dat dit jou dwing om ook hierdie genade aan 'n verlore wêreld te gee nie. Want jy sien, die Bybel is vol daarvan, dat God die tuinbou en vir alle wingerde gebruik as 'n metafoor vir God wat werk. En dan kry jy byvoorbeeld in Jesaja hoofstuk 5, waar Jesus sê, maar Israel is my wingerd. Ons sou vandag kon sê, die kerk is God se wingerd. En hy verwag vrug by ons. En 'n vrug is 'n toegewyde lewe, né? Ons stem daarmee saam. Maar 'n vrug is ook, dat wanneer ek die genade van God kry, ek bereid is om 'n arbeider te word in God se wingerd. Ek dink weer aan die Johannes hoofstuk 4. Johannes hoofstuk 4 vertel van die vrou by die put. En sy ontmoet Jesus, en sy ontdek wie hy is. En sy los haar kruik nie daar, en sy hol terug na die dorp toe, na die mense wat haar verag, omdat sy so 'n rowwe lewe lei. En sy sê vir hulle, ek het iemand ontmoet, is dit nie dalk hy nie?
En dan loop al daai mense na die waterput toe. En dit is Jesus by die disippels, en hy sê vir hulle, slaan julle oë op, kyk op, die oes is ryp. Nie weer, selfe woord, nee? Oes is ryp. Hoekom sê hy dit vir hulle? Hy verwys na die mense wat aangestap kom. Want iemand, die vrou, wat Jesus ontmoet het 'n arbeider geword. En nou sê hy vir sy disippels, hierdie mense is ryp vir die evangelie. Bearbei hulle, vertel hulle waar die ware lewe is, want ek is die bron van alle lewe, ek is die lewende water. Liewe vriend, hoe slegter die wêreld word, hoe ellendiger goed om ons word, hoe ryper word mense vir die genade en die liefde en die redding van God in Jesus ons Here. En daarvoor het sy gees vir jou en vir my, sodat die vrug van sy gees, die vrug van ons redding, ook vir mense kan gedeel word. Dis my oproep. Nee, dis nie myne nie. Dis Jesus, dis God se oproep. Dis die oproep van die woord vanmôre, vir my en vir jou. God boer met genade. En daai genade dra vrug. Wil jy nie vir iemand rondom jou 'n stukkie genade betoon nie? 'n stukkie onverdiende liefde uitdeel nie? En wil jy nie ook vir hom en vir haar of vir haar vertel van die feit dat God nie goeie mense soek nie, maar sondaars, vir wie hy genadig wil wees. God boer met genade. En wanneer die genade van God vir my gegryp het, word ek 'n kanaal van sy genade. Want om deur God raak gesien te word, is genade. Om deur God in diens geneem te word, is genade. Om deur God beloon te word, is genade. God, Jesus, is my bron van genade. Kom, ek en jy, dat die vrug dra, die vrug wat by genade pas. Hemelvader, dankie dat U vanmôre vir ons uit U woord kom sê, dat ons U wingerd is. U sorg vir ons, U bemes ons, U gooi ons nat, en af en toe dan snoei U ons om die slegte elemente uit ons lewe weg te vat, sodat ons vrugdraers kan wees, maar ook arbeiders om ander mense by U uit te bring. Here, ons wil pleit vir U koninkryk op aarde, dat mense uit die duisternis na U lig sal kom, dat hulle deur U gees aangegryp sal word. Gebruik vir my, om daai boodskap, dat God met genade boer, aan hierdie wêreld oor te dra. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. As jy al deur God se genade gegryp was, kom deel ook jou geloofservaring met ander Christene. Kom sluit gerus by ons gemeente aan, of by enige ander gemeente, waar Jesus in die middelpunt staan. En as jy hierdie boodskap graag weer uitgedra wil hê, kan jy gerus ook 'n bydrae maak. Ons sal dit met liefde gebruik, om God se koninkryk te help bou. Die Here seën jou.